Goeiemôre, hartlik welkom by Saldanha Gemeente se erediens. Mag jy die lewende Here ontmoet. Here, ons wil U dank met ons hele hart. Ons wil sing tot U eer sodat almal dit kan hoor. Here, U doen wat U beloof het. U bly dieselfde. As ons roep en vra dat U moet help, antwoord U. Here, U het ons sterk gemaak en laat aanhou lewe. Aan U die lof, aanbidding en eer. Amen. Liewe gemeente, aan julle die vrede van God wat op die eerste dag lig geskaap het en die donkerte oorwin het, van Jesus Christus wat gekom het as die lig van die wêreld en van die Heilige Gees wat die lig elke dag in julle lewe laat skyn. Julle is die lig vir die donker wêreld rondom julle. Almal moet kan sien dat julle glo. Julle geloof moet so sigbaar wees soos 'n stad wat hoog op 'n berg gebou is. Geen mens steek 'n lig aan en gaan sit dit dan onder 'n bed weg. Nee, 'n lig word in die middel van die vertrek neergesit sodat almal dit kan sien. Dit is presies wat julle ook moet doen. Moenie iewers in die donker gaan wegkruip nie. Julle moet soos 'n lig in hierdie donker wêreld skyn. Ander mense moet julle lig sien en julle Vader wat in die hemel is, daarvoor verheerlik.
bid saam. Here, soos die lig wat deur die duister breek deur ons verstand en ons harte. Soos die lewe wat die dood tot niet maak tot niet die weerstand in ons. Soos hierdie wêreld wat deur die opstanding niet geword het. Maak ons wese deur u woord niet, o Here. Spreek nou, Here, u kinders luister. Amen. Skriflesing 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 11. Vriende, ek wil hê julle moet die goeie boodskap baie goed verstaan. Die boodskap wat ek vir julle gebring het. Julle die boodskap geglo, julle is seker dat die boodskap waar is en dit red julle. Maar dan moet julle aanhou om die goeie boodskap te glo soos ek dit vir julle gebring het. As julle iets anders glo, dan beteken dit niks dat julle glo nie. Die belangrikste ding wat ek vir julle geleer het die ander apostels vir my geleer. En dit is, Christus het ons sondes weggeneem toe hy gesterf het. Dit het gebeur soos daar in die Ou Testament geskryf is. Christus is begrawe en God het hom op die 3de dag weer laat lewe. Dit het gebeur soos daar in die Ou Testament geskryf is. Christus het ook verskyn aan Sefas en daarna het hy ook verskyn aan die 12 apostels. Daarna het hy aan meer as 500 gelowiges op dieselfde tyd verskyn. Baie van hulle leef vandag nog, maar party het klaar gesterf. Daarna het Christus aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. Laaste het hy aan my verskyn. Ek was glad nie belangrik nie. Ek is die minste belangrik van al die apostels. Ek is nie goed genoeg om 'n apostel te wees nie, omdat ek voorheen baie slegte dinge gedoen het aan die mense van die kerk van God. Maar God was genadig vir my. Daarom is ek nou 'n apostel. Ja, God was genadig vir my en ek het daarna harder gewerk as al die ander apostels. Maar dit is nie ek wat so goed was nie, dit was God wat so genadig was vir my en wat altyd saam met my was. Dit maak nie saak wie vir julle preek nie, ek of die ander apostels. Die belangrikste is dat ons almal dieselfde boodskap bring en dat julle dit geglo het. Ons bely maklik dat ons glo dat Jesus Christus op die 3de dag opgestaan het uit die dode. Maar leef ons die geloof? Glo ons werklik dat Jesus lewe, dat hy hier by ons teenwoordig is en dat hy die lewe in sy hand hou? Leef ons bewuslik vanuit die lewende Here se teenwoordigheid? Soms lyk dit vir my of baie mense se Here nog in die graf is. So beangs en bekommerd is hulle. In John Masefield se roman Trial of Jesus vra Pontius Pilatus se vrou vir die soldaat wat Jesus gekruisig het: "Dink jy hy is waarlik dood?" "Nee, edele vrou," antwoord die soldaat. "As hy nie dood is nie, waar is hy dan?" vra sy die soldaat. "Los in die wêreld, edele vrou," antwoord die soldaat. "Los in die wêreld waar niks en niemand hom of sy waarheid kan keer." Geliefdes, die Jesus wat in die strate van Galilea en Judea geloop het, wat in Jerusalem gekruisig is, het op Paaszondag 33 na Christus opgestaan en hy leef. Hy leef voluit. En die lewende Here beloof: "Weet verseker, ek is by julle tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis." Die Message vertaal Matteus 28 so: "I'll be with you day after day after day, right up to the end of the age." Geliefdes, Jesus, die lewende Here, is elke dag by ons teenwoordig. Die hele dag, sodat hy ons kan help en bystaan. Die Here Jesus besoek ons nie net op Sondae nie, of op ander spesiale geleenthede nie. Nee, die lewende Here is 24/7 hier en hy is in beheer van my en jou lewe. Dis hoekom ons in Epifanietyd hierdie teks lees. Epifanie beteken verskyn in die wêreld. Ons vier in Epifanietyd die verskyning en die teenwoordigheid van die lewende Jesus Christus
in hierdie wêreld. Wat 'n fees om te kan vier in ons moeilike dae. Paulus se boodskap in 1 Korintiërs 15 begin nie soos baie ander godsdienste. Julle moet so lewe en julle moet dat doen en julle moet so die lewe verdien nie. Nee, dit vertel vir ons van wat Jesus gedoen het, dat hy lewe en dat hy teenwoordig is. Ons teks verseker ons dat Jesus vir ons gesterf het, maar dat God hom opgewek het en dat hy leef. En Jesus bevestig sy teenwoordigheid in hierdie wêreld deur aan mense te verskyn. Mense wat hom persoonlik gesien het. Daar was selfs op 'n dag 500 altesaam bymekaar wat Jesus sien. Hulle het met Jesus gestap, met hom gesels en saam met hom geëet. Jesus se teenwoordigheid in hierdie wêreld na sy opwekking uit die dood is regtig erg. 'n Voldwonge feit waaraan ons niks kan verander nie en nooit mag twyfel. Die bekende Nuwe Testament teoloog N.T. Wright skryf as volg hieroor: The early Christians did not invent the empty tomb and the meetings or the sightings of the risen Jesus. Nobody was expecting this kind of thing. No kind of conversion experience would have invented it. No matter how guilty or how forgiven they felt, no matter how many hours they pored over the scriptures. To suggest otherwise is to stop doing history and enter into a fantasy world of your own. Instead, the risen Jesus appears to be completely ordinary, as a human being among human beings. Jesus lewe en hy is hier tussen ons, en hy gee vir ons die lewe. Hy het in 33 na Christus aan die kruis op Golgotha gesterf, is begrawe, en op die 3de dag het die Vader hom laat opstaan uit die dood. En hy verskyn aan etlike ooggetuies wat kan getuig dat Jesus lewe. Geliefdes, dit is die goeie nuus, die unieke boodskap van die Christelike geloof. Elke mens kan gered word. Nie deur wat jy doen nie, maar op grond van wat Jesus Christus vir jou gedoen het. 'n Geskiedkundige feit van die jaar 33 na Christus. Daar is al deur die eeue probeer om hierdie geskiedkundige feit weg te verklaar deur te sê dat Jesus net 'n goeie profeet of 'n wonderlike mens is wat liefde en geregtigheid geleef het. Maar dan misken jy die opstanding van Jesus wat 'n feit is soos 'n koei. As jy Jesus verlaag tot 'n sedeprediker, is jy terug by 'n selfgemaakte godsdiens waar wat jy doen belangriker is as wat die Here gedoen het. Dit is wonderlik dat een van die eerste persone waaraan Jesus verskyn is Petrus. Die rots waarop Jesus sy kerk wou bou, wat hom kort tevore liderlik in die steek gelaat het. Ek ken die man nie. Petrus en ons leer dat Jesus nie mense afskryf. Jesus maak ook sy teenwoordigheid sigbaar aan sy broer Jakobus. Ons weet dat Jesus se familie van die begin af nie regtig geglo het in hom nie. Maar Jesus verwerp niemand nie. Hy oorlaai hulle met genade en liefde en hartlikheid, sodat hulle draers kan word van die genade boodskap, goeie nuus boodskap, dat Jesus verlos. Jakobus word een van die eerste leiers van die vroeë kerk. Paulus is self 'n bewys van die lewende Here. Na sy ontmoeting met Jesus verander hy na die kerkvervolger in 'n Jesus navolger en word hy sendeling wat groot dele van die Nuwe Testament skryf. En niks van hierdie verandering is aan Paulus self toe te skryf nie.
Hy sê in ons teks, deur die Here Jesus se genade is hy wat hy is. Die Message vertaal die vers soos volg: But because God was so gracious, so very generous, here I am. And I'm not about to let this grace go to waste. Haven't I worked hard trying to do more than any of the others? Even then, my work didn't amount to all that much. It was God giving me the work to do, God giving me the energy to do it. Jesus se verskyning na sy opstanding het 'n kragtige uitwerking op die mense se lewens. Petrus die verloonaar, Jakobus die ongelowige en Paulus die vervolger. Se lewens is almal daardeur hartgrondig verander. My liewe broer en suster, Jesus leef en hy is hier. Hy wil ons elke tree van elke dag help en begelei. Maak nie saak hoe skuldig jy voel, of waarom jy vir die Here wil wegkruip nie, of hoekom jy dink die Here is nie by jou nie. Hy is hier by jou. Dit is mos geloof wat die moeite werd is om aan vas te hou vir lewe en dood. Jesus het alles gedoen sodat hy dag na dag by jou teenwoordig kan wees en vir jou kan vergesel op jou aardse reis, jou kan help en jou kan ondersteun. Ek hoop Epifanie raak jou ook. Verander jou lewe ook. Het betekenis vir jou selfbeeld en jou selfwaarde. Wat jy is jy deur die genade van die lewende Here. Maar juis daarom hoef jy nie minderwaardig oor jouself te dink. Iemand het gesê vir die gelowige is selfvertroue Jesus vertrou. Te midde van 'n moeilike 2022 maak die bewustheid van Jesus se teenwoordigheid, ja sy verskyning aan jou en my, 'n reuse hoopvolle verskil. Dit is Epifanie. Jesus is hier. Ons leef in en deur sy krag. Moenie kla en mor en beangs wees nie. Wees op jou uitkyk vir die lewende Here. Hy is by jou, langs jou, om jou te help en te begelei elke tree van jou pad. Amen. Bid saam: O Here, dink aan die beloftes en vervul dit in ons lewens. Waar ons swak is, gee krag. Waar ons verward is, gee leiding. Waar ons ontsteld is, gee troos. Waar ons dood was, bring lewe. Weg van U af, o Here, is ons niks. In en met U kan ons alle dinge doen. Amen. Ons bely ons geloof in die lewende Here met die sing van lied 417, vers 1 en 2. Jesus, ons Heer, U opgestane Heer, lewensvors en koning, U het triomfeer. Hoe was U verlede, hoe
Ontvang nou die seën van die Here. Die enige God is vir jou die algenoegsame in alles, te alle tye en in alle omstandighede. Van nou af tot op die laaste dag. Jesus, die lewende Here, is by jou en hy help jou sodat jy sy lig weerkaats en jy lig vir die wêreld rondom jou word.